Welkom hierso by ons eerste diens van die nuwe jaar. En ons gaan nog steeds aan met ons reeks Ervaar die Bybel in die land van die Bybel. En ons het die afgelope maand het ons na 2 streke gekyk sover. Ons het na Galilea gekyk wat bo is en ons het na Samaria gekyk. En vandag gaan ons nog fokus op Judea. Ons is in Judea, daar's baie om te sê oor Judea, want Jerusalem is in Judea, en ons weet baie dinge het in Jerusalem gebeur. Maar vandag wil ek fokus net op een plek. En die Here het regtig hierdie woord op my hart gelê vir die eerste dag of die eerste diens van hierdie jaar. En hierdie een plek wat ek oor gaan praat vandag, word net 1 keer in die Bybel genoem. En tog is dit ongelooflik 'n belangrike plek. So ons gaan vandag fokus op Bethesda. En ons gaan vandag net op een plek bly, omdat dit net op een plek genoem word, so as julle in Johannes wil oopmaak, ons gaan uit Johannes 5 uitlees, en ons gaan regtig skrifontleding doen vandag. So ek hoop julle is opgewonde, ek love dit om die skrif so te vat en vers vir vers deur te gaan en regtig te verstaan wat ons alles kan leer uit dit uit. Nou, net om bietjie net vir julle agtergrond te gee, ek kan nie glo toe ek hierdie week besef hoeveel van die Bybel ons al deurgelees het die afgelope maand. Toe was ek sommer trots op ons. Want as jy nou onthou, ons gaan na Johannes 5 gaan lees, net om julle bietjie terug te vat na Johannes 4 toe, ons het actually die hele Johannes 4 deurgewerk. Ek weet nie of julle kan onthou nie. So net om bietjie julle memories te refresh, as ons gaan kyk na die kaart, sal julle onthou dat in Johannes 4 lees ons, dat Jesus het afgegaan na Jerusalem, so hy was in Galilea, hy het aan die ooste kant van die Jordaanrivier oorgegaan, hy het hierso weer oorgekom, en hy was na Jerusalem toe vir Paasfees, in Johannes 4. En van Jerusalem af, het hy weer opbeweeg na Samaria, wat baie buitengewoon was. Julle kan onthou, Samaria was vermy deur die Jode. So ons gelees in Johannes 4, gaan hy op van Jerusalem af, en hy gaan deur Samaria vir een rede, vir een persoon, die Samaritaanse vrou by die put. En daar het ons hierdie wonderlike encounter wat ons van geleer het, en ons weet dat van Samaria gaan hy op na Kana toe. Spesifiek, ons het nog geleer van daar was 'n koninklike beampte daar, wie se seun baie siek was, die seun was in Kapernaum, en hierdie koninklike beampte het vir Jesus gesmeek, asseblief maak my seun gesond. So ons weet dat Jesus was in Galilea aan die einde van Johannes 4. En so nou gaan ons begin by Johannes 5. So net om vir julle 'n bietjie konteks te gee, so hy is weer in Galilea. In Johannes 5 vers 1 sê dit, hierna was daar 'n fees van die Jode, en Jesus het opgegaan na Jerusalem. Nou hierna beteken, ons weet nie hoe lank dit gevat het nie, dit kon dae gewees, kon weke, dit kon maande gewees het. So hierna beteken net, nadat hy weer opgekom het, het hy van Galilea weer afgegaan met die pad na Jerusalem toe, want daar was 'n fees vir die Jode. Nou ons weet nie wat se fees dit was nie, Johannes vermeld dit nie, daar is spekulasie oor wat se fees dit kon wees, maar op die einde van die dag weet ons, daar was 'n fees van die Jode wat hy vooraf gegaan het. En so hier is Jesus, hy gaan af, en dan lees ons nou in vers 2, net vir interessantheid, Johannes is die enigste een wat hierdie storie vermeld. So ons kan nie van die ander evangelies aflei, weet wat se fees of enigiets anders, ons het net Johannes wat hierdie storie vertel. So nou is ons in vers 2, en daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Nou weer eens, ons lees baie keer net verby hierdie vers, en hierdie vers het soveel dinge wat ons by kan gaan stil staan. Nou voordat ek verder gaan, ek wil vir julle 'n foto wys van 'n poort, want hy praat hier spesifiek van die Skaapspoort. Nou hier is om net vir julle 'n gedagte te gee van hoe 'n poort gaan. Hierdie is nie die oorspronklike poort nie, maar dit is waar die Skaapspoort sou gewees het, min of meer, om vir julle gedagte te gee hoe 'n poort gelyk het. Nou vir interessantheid, as jy nou nog aanhou kyk na die foto net, in die Bybel word hierdie genoem die Skaapspoort, maar vandag word dit genoem die St. Stephen's Gate. Vir die groot rede, dat dit is volgens tradisie waar Stefanus hy was buite die poort uitgetrek en hy was gestenig. So dit was naby aan hierdie poort waar volgens tradisie Stefanus gestenig is. Maar dit word nie net St. Stephen's Gate genoem nie, dit word ook the Lion's Gate genoem. En jy kan sien, want daar
sal julle sien, en daar's nog een aan daai kant, daar's 4 leeu's wat ingegrafeer is op die boog van die poort, aan die kante van die poort. So vandag word dit St. Stephen's Gate of the Lion's Gate genoem, maar in die Bybel was dit die skaapspoort. Hoekom? Want hierdie poort was baie naby aan die tempel. En dit is waar hulle die skape deur hierdie poort sou gevat het, om hulle as offers te gebruik by die tempel. Nou wat interessant is, dit sê dat daar was 'n bad. Nou hierdie bad was eintlik 'n waterreservoir. Nou kom ons wees eerlik, dis nou tipies mens. As ons hoor bad, dan dink, tenminste ek dink aan soos 'n tipe jacuzzi, né? Soos bad hoor, dink ons, ag, dis soos 'n ronde baadjie. Nee, hierdie bad van Bethesda was 'n waterreservoir. En ek gaan nou vir julle wys hoe groot dit was. So dis 'n waterreservoir en waarskynlik het hulle die skape deur die poort gevat en op pad tempel toe het hulle by hierdie bad gestop en waarskynlik die skape skoon gemaak en van die skape was dalk heel waarskynlik ook verkoop daar as offers voordat mense tempel toe gegaan het. So ek wil hê julle besef daar's 'n rede hoekom dit skaapspoort genoem word. Dit was nie die voordeur waartoe jy mense sal vat as jy in jou huis inkom nie. Okay. So interessant as ons gaan kyk bietjie na foto's van hoe die bad gelyk het. Dit sê hierso, die bad het 5 pilaargange gehad. Hy's baie spesifiek. Nou hierdie is opgrawings gedoen het. Hierdie opgrawings was gedoen in 1888. En julle kan sien hierso, dis nie 'n baadjie nie. Dit is 'n groot waterreservoir. As jy na die volgende een ook gaan kyk, om bietjie meer, volgende slide asseblief Celeste. Kan julle min of meer idee kry hoe groot dit is? Nou dit sê daar was 5 pilaargange. Nou wat dit beteken is, daar was gange wat onder dak was. Okay? En daar was 'n gang aan elke kant van die bad. En dan was daar 'n crosswalk wat ook probably 'n gang was. So jy kan jouself bietjie imagine. So dit was 1 bad, maar daar was 2 poele en daar was probably 'n crosswalk van wat jy van die een poel na die ander een kon gaan het. So dis die 5 pilaargange. So ek wil hê jy moet jouself imagine hierdie ongelooflike groot waterreservoir. En dan is daar reg rondom en in die middel was daar onderdakgange waar mense most probably skuiling gevat het, waar hulle beskutting gekry het. En dit is ongelooflik groot. Julle kan sien dit is lekker groot. En in die hoek daar kan julle sien daar agter regs kan jy jouself daar 'n paar trappies wat daar afgaan. Nou as mense daar omtrent gaan tel, sê omtrent 40 trappies tel. En om vir julle te sê min of meer hoe diep hierdie waterreservoir was, omtrent 13 meter diep. So dis nie 'n baadjie nie. Dis nie net gou van kom ek gaan sit en relax nie. Dit was groot. So hier is om vir julle 'n idee te gee van elke detail wat die Bybel vir ons gee, word bevestig. So dit sê so, daar was by Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange, wat in Hebreëus Bethesda genoem word. So hierdie plek word Bethesda genoem in Hebreëus. En wat beteken Bethesda? Weet enigiemand? Bethesda word genoem die huis of die plek van genade of barmhartigheid. In Engels sal ons sê house of mercy. House of mercy. Dis nogal 'n interessante naam vir 'n waterreservoir, né? House of mercy. Nou, die woord Bethesda met sy betekenis is eintlik 'n heenwyse na Jesus. As jy mooi daaraan gaan dink. Want Jesus is die man van genade. En vandag, ons as kerk, wat in die voetspore van Jesus moet volg, is ook veronderstel om 'n huis van genade te wees. Nie 'n plek waar daar veroordeling is nie 'n plek waar daar verwerping is. En ongelukkig het die kerk 'n slegte naam gekry. Baie min kerke is vandag bekend as 'n plek van genade. Nou weer is ons praat nie van grace abuse om genade te misbruik nie. Maar ons as kerk is veronderstel om ook bekend te staan as 'n Bethesda, as 'n huis van genade. En dan gaan ons aan in vers 3. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes, wat op die roering van die water gewag het. Nou hierdie groot menigte wat daar gelê het onder die dak gelê. Nou kan jy verstaan hoekom daar dakke was, want daar is mense wat permanent in hierdie gange gelê het.
En wat vir my baie interessant is, iets wat ek nooit voorheen opgemerk het nie, is dat hy spesifiseer wat 'n siekes het daar gelê. Hy spesifiseer blindes, lammes en krepeles. Dit is vir my baie interessant. Jy sien, want hierdie as jy môre gaan dink, hierdie is die mense wat hulle self die minste kon gehelp het. Hierdie is die mense wat ander mense nodig gehad het om hulle te help. Want daar was baie siekes wat na daai bad toe gegaan het. Maar kyk, selfs as jy doof was, as jy melaats was, as jy 'n hartkondisie gehad het, as jy koors gehad het, as jy pyn gehad het, kon jy jouself nog help tot 'n mate om in die bad in te kom. Maar Johannes spesifiseer die blindes, die krepeles, en die lammes. Die wat regtig oorgegee is aan die genade van ander mense, het daar bly lê. Hoe hartseer is dit nie? Hoe hartseer is dit dat die wat regtig genesing nodig het, die wat regtig genade nodig gehad het, is gelos. Een kant toe geskuif. En wat nog vir my meer hartseer is, as jy daaraan dink, hierdie groot menigte siekes, die wat nood gehad het by 'n waterreservoir gelê, terwyl die tempel om die draai was. Die kerk was 'n paar 100 meter weg van hierdie bad, van hierdie waterreservoir. En was dit nie juist die tempel wat veronderstel was om liefde en beskutting en versorging vir hierdie mense te gee nie? Maar ons lees nie van hulle wat by die tempel is nie. En ek wil vandag vir jou sê, as die kerk nie 'n Bethesda gaan wees nie, sal die Here 'n waterreservoir, sal die Here enige plek 'n Bethesda maak. Maar ek weier dat ons kerk nie 'n Bethesda sal wees nie. Dat hierdie 'n plek sal wees, 'n plek van genade, 'n plek waar menigtes kan kom om veilig te voel. En ons sien Jesus, hy het by hierdie plek van smarte gestop. Hy het dit nie verbygegaan net na die tempel toe nie. Hy het by hierdie plek gestop. En hoekom was hierdie menigtes daar? Hoekom het hulle daar gelê? Want daar was 'n roering. Daar's iets wat plaasgevind het hier. En ons lees van dit in vers 4. Dit sê, want 'n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gelei het. Nou ons weet nie hoe gereeld dit gebeur het nie, dit sê nie. Maar wat ons wel weet is, daar was 'n definitiewe iets bonatuurlik wat plaasgevind het. En of die mense nou fisiese engel met hulle oë gesien het, en of hulle maar net afgelei het dat die Here het een van sy dienende engele gestuur om iets te doen, dit weet ons ook nie. Wat ons wel weet, daar is iets bonatuurliks wat daar plaasgevind het. En hier het my regtig laat wonder. Hierdie woord moes versprei het van hierdie roering, want daar het menigte mense daar gelê. Maar my laat wonder, sien ons vandag nog die roering plaas? Is ons nog bewus daarvan wanneer en waarmee die Here besig is? Is ons nog sensitief genoeg in ons gees om die besondere teenwoordigheid van die Here te ervaar? Want hierdie is 'n ongelooflike belangrike punt. Jy sien, die roering kon plaasgevind het en niemand kon gereageer het nie. So as mense nie herken het, hier's iets aan die gebeur. Hierdie is nie net 'n wind nie, hier's iets. Hierdie is iets anders wat nou gebeur. As hulle dit nie geherken het nie, as hulle dit nie daarop gereageer het nie, sou niemand gesond geword het nie. En wie het gesond geword? Net die eerste wat dit raak gesien het. Heel op 'n dag soos vandag, wil ek vra, is ons nog ingetune genoeg met die Heilige Gees om te ervaar hier's 'n roering? Want dis die hartseerste ding vir my, dat mense kan in dieselfde diens wees,
En die Heilige Gees kan beweeg en daar's mense wat dit nie ervaar nie. En dit is nie omdat die Here nie beweeg nie, maar ons reaksie is nodig. En ek bid dat die Here hierdie jaar die waters weer opnuut sal kom roer. Nie net in jou lewe nie, maar in hierdie gemeente. Dat hy dit sal roer, maar dat ons sensitief genoeg sal wees om dit raak te sien. Dat ons sensitief genoeg sal wees om te reageer. Want ek wil hê julle moet dit besef, die roering van die water was bonatuurlik, dit het afgehang van die Here. Maar die mense het 'n verantwoordelikheid gehad om te reageer. Ons is partykeer te veel in hierdie ding van, ek gaan agteroor sit en ek gaan maar wag en kyk. En as ek nie, besef jy dat op 'n oggend soos vanoggend, jy 'n verantwoordelikheid het en 'n keuse het om in die teenwoordigheid van die Here in te loop. Jy het 'n keuse. Die Here gaan nooit homself op jou forceer nie. En baie keer mis ons hom, want ons gedagtes is so besig by al die ander dinge. Dis ook belangrik op so 'n oggend soos vanoggend vir die Here te sê, Here, ek het U nodig. Ek wil net op U fokus. Ek wil nie die roering mis nie. Want die Here neem die inisiatief, maar ek moet reageer. Anders gaan ek dit mis. Die volgende vers sê, en 'n sekere man was daar. Hy het ook hierdie roerings gesien. Hy was daar wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. Nou dit sê nie hy het vir 38 jaar daar gelê nie. Dit sê hy was vir 38 jaar siek. Ons weet nie vir hoe lank hy daar gelê het nie. Maar kan jy jouself net gou vir 'n oomblik indink? 38 jaar lank siek. Ek weet nie eens of hierdie man kon onthou van 'n tyd wat hy nie siek was nie. Dis dalk al wat hy nog regtig kon onthou was om siek te wees, om verlam te wees. En hierdie man lê daar. Nou is die hartseer ding van om siek te wees. As jy so kronies siek is, dit begin iets in jou verander. En ek praat hier so uit ervaring uit. As jy vir so lank siek is, as jy vir so lank met iets sukkel, dit begin verander wie jy is. Dit begin bietjie aan jou identiteit kom sit. Jy begin dit aanvaar, asof dis nou maar net jou lot. En jy begin bietjie hoop verloor. Jou siek wees kan baie keer verander wie jy is. Vir 38 jaar. En ek wil nie hê jy moet volgende net dink aan iets baie ernstig soos kanker of whatever. En ek wil hê, hoeveel van ons is nie al soos, ag ja, maar ek het al vir 30 jaar lank hoë bloeddruk, dis nou maar net so. Ag, ek het nou vir dekades lank pyn, ek het nou maar net aan, dis nou maar net, jy weet, nee, drink nou maar net 'n pilletjie. En ek wil jou vanoggend bietjie weer kom sensitize van as die Here nie vir jou gesê het, dit is wat, jy weet, die doring wat in jou vlees is, of die kruis wat jy moet dra nie, hoekom aanvaar ons net sekere dinge? Het die Here nie ook gekom vir die wat hoë bloeddruk het nie? En ja, ek sê nie die Here gaan almal altyd genees, want as hy almal genees het, sou, jy weet, ons nie die hemel nodig gehad het nie. Jy weet, sou ons almal vir altyd geleef het. Maar ek kan nie help om te wonder, hoeveel keer aanvaar ons maar net? Ag. En ons sien Jesus kom toets bietjie hierdie mentaliteit by hierdie man. Hy sê nie, hierdie persoon het 'n slagoffer mentaliteit nie, maar hy kom toets net bietjie. Het jou siekte jou identiteit geword? Het jy dit net aanvaar? En ons lees dit in die volgende vers. Vers 6 sê hy, toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al lang tyd al siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? En ons dink dis 'n absolute absurde vraag, maar dit is nie, want baie mense wil nie actually gesond word nie. En ek weet dit klink dalk kras om te sê, maar die feit van die saak is, baie mense wat siek is, hulle het begin dit gebruik om te manipuleer. Hulle het al so hierdie lewenstyl aanvaar. Hulle ken niks anders nie.
Hulle weier om te verander. Hulle weier om met die traumas van hulle verlede te deel. Hulle weier om 'n gesonde en 'n gebalanseerde lewenstyl te hê. Hulle weier om oor 'n lang tydperk getrou te wees. Hulle weier om te verander. Hulle weier om van hulle sondes te bekeer. En so hierdie vraag, wil jy regtig gesond wees? Is 'n groot vraag. En is een wat ek persoonlik volgens vir julle kan sê, ek dink as die Here my vroeër gesond gemaak het, as wat hy my gesond gemaak het, sou ek weer siek geword het. En ek erken dit vandag vir julle. Want ek dink die Here het gesien, as hy my nie my mentaliteit gaan verander nie, as hy nie my gaan laat besef, dat ek my lewenstyl moet verander, dat ek deur my goed in die verlede moet werk nie, gaan hy my gesond maak, maar ek sal weer siek word. Want my lewenstyl het dieselfde gebly. Maar die dag toe die Here my gesond maak, en ek besef, Here, dit is 'n wonderwerk wat gebeur het, maar ek het 'n verantwoordelikheid. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my liggaam. Ek moet my lewenstyl verander. Ek moet die manier wat ek dink verander. Ek kan nie meer op dieselfde manier stres nie. Ek kan nie meer dieselfde sondes en die goeders wat ek in die verlede gedoen het doen nie. Ek moet daarvan afskeid neem. En so ek wil vir jou vra vanoggend, wil jy gesond word? Want as jy fisies gesond wil word, ja, die Here kan volgens jou wonderwerk doen, maar jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou liggaam. As jy emosioneel wil gesond word, ja, die Here kan jou kom aanraak, maar jy gaan nog steeds moet vergewe. Jy gaan nog steeds die verlede moet laat gaan. Wil jy geestelik genesing ontvang? Do you want to be in right standing with God? Ja, die Here kan vir jou redding gee, maar jy moet nog steeds hom soek. Jy moet nog steeds in sy woord indelf. Genesing kom met 'n verantwoordelikheid. En ek weet die Here vra vir jou vanoggend, wil jy gesond word? Want as jy sê, ja, ek weet die Here kan jou genees, maar ek weet ook dis 'n verantwoordelikheid wat jy gaan moet aanvaar. Wil jy gesond word? Maar wat vir my so mooi is van hierdie vers, voor Jesus vir hom sê, wil jy gesond word, sê dit, en Jesus het gesien, dat hy daar lê, en dat hy al verlang siek was. Julle en daai deel is vir my so bemoedigend, want dit sê vir my, Jesus het elke dag, en elke jaar wat hy siek was, het hy hom raak gesien. Elke traan wat hierdie man gestort het die Here gesien. Elke teleurstelling, elke slapelose nag, elke vernederende oomblik, elke uitroep van pyn het die Here raak gesien. Hy het nie net daar gelê verniet nie. Die Here was bewus van alles. En dit is hoekom hy kon vra, is jy nou reg? Wil jy gesond? En dan kom ons by hierdie mooi vers, ofwel dis nie 'n mooi, hierdie is nog nie 'n mooi vers nie, hierdie is 'n rou vers, wat sê in vers 7, die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Dit lyk my die gesindheid by hierdie bad was, elke man vir homself. En hoe hartseer is dit nie? En mense nogals dink dat as jy ook siek was en die Here het jou genees, dat jy dalk sou teruggaan en ander sou help. En mense nogals dink dat as jy weet die pyn en die leed wat jy deurgaan wanneer jy siek is, dat jy empatie en 'n hart sal hê om die wat ook soos jy siek is, of siek was, ook sal help. En tog het niemand wat genesing ontvang, gebly om hom te help nie. Of mense sou dink dat dalk iemand wat daar aangekom het en gesien het, o, hierdie persoon was eerste hier. Kom ek help hulle, want dan sal ek volgende keer. Maar die persoon sê, ek het niemand. Ek het niemand. En so hierdie houding van every man for himself, only the fittest survive. En ek weet julle, ek weet ons wil baie keer, ons is goed om terug te staan en sê, ja, daai persoon is selfsugtig. Maar ek het besef hoe selfsugtig ek nog is.
Ons selfsugtigheid skyn so vinnig deur. Hoeveel huwelike gaan nie oor wat ek daaruit kan kry nie? Hoeveel keer gaan dit nie oor, ag, solank ek net vinnig gehelp word. Solank ek net tevrede is, solank my maag vol is. Dink, as jy in 'n winkelsentrum staan, as jy inkopies gaan doen, jy staan in 'n ry, hoe vinnig kom ons selfsugtigheid uit? Iemand anders wat ook meer sukkel, maar ek was eerste hier. Every man for himself. Hierdie is nie wat Jesus van ons verwag nie. En hierdie woorde, ek het niemand. Ek het niemand. Wat 'n aanklag was dit nie op die mensdom nie. En julle mag ons familie, ons vriende, ons ouers, ons kinders, ons bure, ons kollegas nooit hierdie van ons sê nie. Mag hulle nooit voor Jesus se troon staan en sê, maar ek het niemand gehad wat my van U vertel het nie. Ek het niemand gehad toe ek in depressie was wat langs my kom sit het nie. Ek het niemand gehad wat 'n hand na my toe uitgereik het nie. Ek het niemand gehad wat vir my kom bid het nie. Wat 'n aanklag. Ek het niemand. Maar gelukkig was Jesus daar. En Jesus sê vir hom in vers 8, staan op, neem jou bed op en loop. Nou asseblief neem kennis hier, sodat Jesus hom nie eers gesond gemaak het nie. Dit sê nie, Jesus het eers hande op hom gelê en hom gesond gemaak en toe gesê, okay, staan op nie. Jesus het hom nie voor die tyd gesond gemaak nie. Wat iets vir my hierso sê. Dit sê vir my sy genesing was gekoppel aan sy geloof wat moes oorsit in aksie. Hy was deel van die wonderwerk. Want jy sien, as hy nie Jesus op sy woord gevat het nie, as hy nie opgestaan het nie, sou hy dalk by die bad van Bethesda bly lê tot die dag van sy dood. En ek wil hê hierdie moet vandag by julle drop. Die Here het klaar alles gedoen wat nodig is vir jou. Maar van ons bly lê. Van ons ontvang nie genesing nie, want ons doen nie ons kant nie. Jesus sê vir hom, staan op. Neem jou bed. En loop. En in die laaste vers 9 sê hy, en dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. Nou ek wil hê julle moet iets hierso besef. Die Here het nie net die wortel van sy siekte hier genees nie. As jy 38 jaar lank gelê het. Van julle wat ooit gebreek het, moes nog 6 weke in die bed bly. Hierdie man het 38 jaar lank, wat hy moes probably homself eers kon omdraai op sy slaapmat nie. Weet jy wat sy erge spieratrofie hy moes gehad het? Kan julle imagine? Na 38 jaar van nie beweeg nie. En Jesus kom vra vir hom om die onmoontlike te doen. Nie net rol om nie net staan op en laat jou spiere, jy weet, gewoond raak nie. Jesus het nog amper sê die vermetelheid met respek, gesê, kom, tel jou mat op. Hy moes vooroor buig. Van ons kan nie eens meer vooroor buig nie. So nie net moet hy opstaan nie, hy moet vooroor buig, hy moet sy slaapmat oprol, en hy moet loop. En hoe wonderlik is dit nie van die Here Jesus, dat hy nie net die wortel van sy siekte genees nie, maar hy bonatuurlike krag aan daai liggaam gee. En dis die God wat ek dien, dis die God wat nie net 'n bietjie nie, maar as hy jou genees, doen hy dit volkome. Maar weer eens niks van hierdie sou gebeur het, as hy nie opgestaan het nie. Hy daar bly lê het, sou hy nooit geweet het dat Jesus hom gesond gemaak het nie. En ek wil vandag hierdie gedagte by jou los. Ek weet vir 'n feit die Here het al woord vir jou gegee.
Ek weet vir 'n feit die Here het al vir jou gesê en iets op jou hart gelê om te doen. Maar van ons huiwer nog steeds. Van ons is nog steeds besig om soos hierdie man daar te lê en ons kan ons kondisie elke keer as verskoning nog gebruik. Ag maar Here, U verstaan nie my omstandighede nie. Ag Here, maar as alles eers reg is. Nee. Wanneer gaan ons die Here op sy woord neem? Dinge gaan baie keer aan die rol kom wanneer jy opstaan, jou kruis opneem en hom volg. Die Here het gesê, hierdie is 'n jaar van vrymaking, van genesing en van dieper insig. En ek wil jou vra vanoggend, vat jy Jesus op sy woord? Of gaan jy eers wag tot jy so voel? Of gaan jy eers wag totdat dit lyk of dinge reg is? As Jesus het gesê het, doen dit. Vat hom op sy woord. Staan op. Vat die verantwoordelikheid en stap. Hy het laas vir jou voorsien. En dit is my gebed vanoggend vir elkeen van ons, dat ons 'n Bethesda sal word. Dat ons mense van genade sal word. Want hy het vir ons genade gewys. Ek het genade ontvang, genade op genade. Moenie 'n waterreservoir word nie, maar word 'n stroom, deur wie Jesus in en deur jou wonderwerke kan doen. Ek weet nie van julle nie, ek is reg. Ek is reg om die Here op sy woord te neem. Want as hy vir my sê, ek wil jou genees, dan vat ek daai verantwoordelikheid vanoggend. Ek wil nie net sê, ag, maar ek deel al hoe lank hiermee nie. As die Here vir my sê, ek wil jou gesond maak, bedoel hy dit. Wat ook al jou genesing lyk vanoggend, vat die Here op sy woord en word 'n Bethesda vanoggend.